baie welkom by 'n volgende kleingroep byeenkoms. Ons is nog steeds besig met die Moving Outward, Seeking the Ministry We Need gebede en vandag praat ons oor die radical gebed, die gebed wat die wêreld uitdaag. Nou Karl Barth het eens gesê, "To clasp the hands in prayer is the beginning of an uprising against the disorder of the world." Nou ons dink dikwels gebed is iets wat net stil en privaat is, iets wat ek en jy doen om persoonlike vrede te vind, maar Richard Foster sê dat daar 'n vorm van gebed is wat hy noem radikale gebed. Nou die woord radicaal kom van die woord, die Latynse woord radix af, wat beteken wortel. Nou radikale gebed gaan met ander woorde na die wortel van alle dinge. Dit bly nie op die oppervlak nie. Radikale gebed glo, dinge kan verander en moet verander. Mense kan en moet verander. Gemeenskappe moet en kan verander. Selfs die samelewings hier rondom ons moet en kan verander. Met ander woorde, radikale gebed waaroor ons vandag praat, is eintlik 'n tipe van 'n profetiese gebed. Dit sien 'n ander wêreld en moontlikheid raak in die hand van die evangelies en bid daarvoor en werk aktief daarvoor. Foster vertel van 'n ervaring wat hy een oggend op die strand in Origin gehad het. Hy het langs die see gestap en hy het die skoonheid van die skepping bewonder en hy het eintlik 'n geestelike oomblik gehad. Hy het net eenvoudig hardop gesê, "Dis beautiful, dis pragtig." En toe het hy 'n eenvoudige antwoord ervaar. Hy het die Here hoor sê in sy geestesoor, "Ek weet, ek het dit gemaak." Later sien hy toe twee groot bome raak, want hy's nou ingestel op die Here en hy sien 'n sterk, gesonde boom en hy sien ook 'n groot boom, maar sy stam is besig om te vrot. En toe kom die gedagte by hom op toe hy na hierdie boom kyk en hy sê, "Maar hierdie is die kerk. Die kerk is groot en daar's 'n klomp dele, maar 'n klomp van die dele is besig om te verval en te vrot." Toe kyk hy weer terug na die see waar langs hy gestap het en hy sien 'n enorme rots in die see, 'n sterk, standvastige rots en die golwe kan nie die rots omdolwe nie en hy ervaar hierdie hoopvolle gedagte. Maar dis wat die kerk kan en gaan wees. Sterk, standvastig, onbreekbaar. En toe hy 'n eenvoudige opdrag ervaar. Bid vir 'n nuwe generasie leiers. Bid vir die kerk. Bid vir leiers en mense wat weer die roeping tot radikale getrouheid aan Christus en die kerk ernstig sal opvat. Mense wat Jesus radikaal sal volg sonder enige self-interest. So, voor ons verder gaan, chat bietjie oor hierdie vraag. Wat dink jy beteken 'n gebed wat as volg is, 'n opstand teen die wêreld se wanorde? En hoe is hierdie gebed in sy self getrouheid aan God? So, radikale gebed bring altyd 'n profetiese stem na vore. Die Bybelse profete, as jy bietjie terugdink aan die profete, was nie net mense wat die toekoms voorspel het nie. Hulle was mense wat God se waarheid gepraat het. Dit was mense wat die onreg aangespreek het. Dit was mense dit was ouens wat mense teruggeroep het na God toe. En hierdie mense het gekom van alle plekke. Dit was mans en vrouens, dit was jonk en oud, dit was geleerd en ongeleerd, dit was bekendes en onbekendes. Baie van hulle was nie beroemd nie, maar in God se koninkryk was hulle belangrik, want hulle het ook anders geleef. Hulle het nie dat mense hulle omkoop nie. Hulle was nie gemanipuleer nie. Hulle het gebid vir hulle vyande. Hulle het eenvoudig geleef. Hulle was gehoorsaam aan Christus. Dis mense wat Jesus liefgehad het met hulle hele lewe. So radikale gebed bring in 'n manier geestelike weerstand. Foster sê hierdie gebed word soms soos 'n ondergrondse weerstandbeweging teen die onreg van die wêreld wanneer ons radikaal bid. Wanneer ons radikaal bid, bid ons vir geregtigheid. Ons bid vir die armes. Ons bid vir die stemloses. Ons bid vir verandering. Ons bid dat die Bybel reël sal wees in mense se harte. En die Bybel is vol van hierdie tipe gebede. Dink aan Abraham, wat besig is om te onderhandel met God oor Sodom. Dink aan Moses wat pleit vir Israel. Dink aan Esther wat pleit vir haar volk. Hierdie gebede is nie net stil en beleefde privaat gebede nie. Dis soms en meeste van die tyd dringend en vol passie. Maar hierso is die hartse realiteit. In die samelewing wat ons tans leef, lyk dit anders. Foster sê as ons eerlik is, gee min gelowiges regtig om oor ander en oor dit wat in die wêreld aangaan. Hoor wat sê hy hier in sy boek. Hy sê die volgende, striking gedagtes. Hy sê, "Who cares if a few thousand tribespeople in Zaire come to obedience to Christ?
It is not that they lack impact, it is the kind of impact it seems as irrelevant. Who notices if anonymous people in Los Angeles begin loving their enemies and sharing their goods with one another? To normal human reckoning, they are the little people, but in the kingdom of God, they are truly the great ones. My vraag aan jou is en aan myself, gee ons genoeg om? Gee ons genoeg om oor dit waaroor Jesus omgee? Radikale gebed verander ook hoe ek en die mense sien. Jesus het mense raak gesien wat die samelewing geïgnoreer het. Jesus het die kinders raak gesien, hy het die vroue raak gesien, hy het die armes raak gesien, die siekes, die uitgeworpenes. In God se koninkryk is die vraag nie, hoe belangrik is hierdie persoon op aarde nie, maar eerder die realiteit of die feit, hierdie persoon bestaan, daarom is hy of sy waardevol. So radikale gebed breek dus klasverskille, rasisme, trots, verdeeldheid. Ons begin mense sien soos broers en susters. Hoor wat sê hy verder, net 'n bietjie verder in hierdie boek. Hy sê, we plead the case of the orphan and the widow, or whoever the helpless ones are in our context. In our prayers and our actions, we stand firm against racism, sexism, nationalism, ageism, and every other ism that separates and splits and divides. We become the voice of the voiceless, pleading their cause all the way to the throne of heaven. Met ander woorde, ek en jy bid vir die wêreld. Radikale gebed gaan nie net oor my gesin, of ons gemeente, of kerk, of ons probleme nie. Dit sluit die hele wêreld in. So, doen jou gebed dit. Embrace jou gebed die hele wêreld. Want as ons sê ons bid radikaal, bid ons vir nasies, ons bid vir regerings, ons bid vir leiers, ons bid vir vrede, ons bid vir geregtigheid. Hoor wat sê hy verder hierso. Hy sê, Richard Foster sê, we speak about the bruised and the broken, the helpless and the homeless. We speak to others as well. Our spiritual defiance leads to firm, aggressive action against all injustice and oppression. We are enraged that people are thrown into prison at the whim of an unjust ruler, or that the child down the street is emotionally or physically abused. We are insulted that our culture defines choice in such a way as to pit a woman's body against herself, or that it defines life in such a way as to grind the poor all the more deeply into poverty. Instead, we must turn a deaf ear to media caricatures and prayerfully discern the way of Christ amid the complex issues of our day. Radikale gebed vat ons ver verby ons gemaksones en ons geografiese grense. So my vraag aan jou en myself is, wanneer laas het jy vir die verlorenes in Kaïro gebid? Die moslems in Iran, die armes in ons eie land en op in Afrika. Foster sê, ons kan selfs begin deur net vir 'n land te bid en te vra, Here, wat behoort hierdie land te wees? Wat is die potensiaal van hierdie land? En dan bid ons daarvoor. Ons kan selfs berou hê vir die sondes van ons eie land of van ander lande. Nie omdat ons persoonlik alles goed gedoen het nie, maar omdat ons deel is van die wêreld wat gebroken is. So hier is ons vir jou 'n paar vrae. Waar sien jy vandag onreg of gebrokenheid waarvoor ek en jy meer radikaal moet bid? En nommer 2, baie persoonliker vraag, wanneer laas het jy vir die wêreld en vir verlorenes en vir armoede gebid? Gesels hieroor, dan gaan ons verder. Een volgende ding oor die radikale gebed is, radikale gebed gebeur nie alleen nie, dit gebeur altyd in gemeenskap. God se gevormde gemeenskap. Foster sê, hierdie gemeenskap kan verskillende vorme hê. Dit kan jou kerk wees, jou gemeente, jou kleingroep, dit kan in geestelike mentorskap verhoudings wees, dit kan in die gedeelde lewe met jou gesin wees. Maar een ding bly waar, ons kan nie 'n diep gebedslewe volhou sonder ander gelowiges nie. Gemeenskap help ons om eerlik te wees, om te volhou, om te groei. So hier is 'n volgende vraag. Hoekom dink jy is gebed en gemeenskap so sterk aan mekaar verbind? Chat sommer net oor hierdie vraag. Aan die einde van alles waaroor ons vandag gesels het, kom ons terug by een ding, en dis liefde. Jesus se grootste gebod is, wees lief vir God, wees lief vir jou naaste. Ons kan nie hierdie twee van mekaar skei nie. As ons sê ons is lief vir God, maar ons ignoreer mense, dan verstaan ons nie vir God nie.
Maar as ons mense probeer lief hê sonder God, raak ons liefde uitgeput en vernietig ons eintlik ons community. Foster sê, we love God by loving our neighbor, and we can love our neighbor only as we love God. Gebed bring die twee bymekaar. Wanneer ons bid, word ons gevul met God se liefde, en daardie liefde vloei na ander mense. So hier is die uitnodiging vir jou vir die week wat voorlê. Kies een groter saak buite in jou eie lewe om voor te bid. Byvoorbeeld 'n land in konflik. Die tyd wanneer ek en Willem besig is om hierdie video te rekord is net so 'n paar dae na Amerika en Iran se oorlog begin het. So ek weet nie waar julle nou is en wanneer julle hierdie video kyk nie, maar het jy gebid vir die oorlog as jy dalk teruggaan? As die oorlog nog steeds aan die gang is, bid jy vir die lande in konflik. Bid jy vir mense wat swaar kry, arm is. Bid jy vir die onreg in jou eie samelewing, ongelowiges, vir moslems. So ek wil jou uitdaag, bid elke dag. Here, laat u koninkryk hier kom. Want radikale gebed glo, God kan steeds die wêreld verander. So ek wil julle saam uitdaag om af te sluit met gebed en vra sommer vir die Here, Here, leer ons om nie klein gebede alleenlik te bid nie. Geef ons 'n hart wat omgee vir die wêreld. Maak ons mense van die waarheid, van geregtigheid en liefde en gebruik ons gebede om die koninkryk te laat kom. Dan Jakobus sê Jesus het sê Jakobus het self so duidelik, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So bid dat God se liefde se koninkryk op aarde sal kom. En ek los julle met die volgende woorde van 1 Tessalonisense 5 vers 17 tot 18. Bid geduldig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Sien julle gou weer. Blessings en lekker week verder. Totsiens.